Is julle opgewonde om hier te wees? Wat 'n wonderlike voorreg. Ek wil vanoggend met julle gesels en voor ek dit doen, gee my geleentheid om net ons aanlyn gehoor te verwelkom. Baie welkom my Heilige Gees ook in en deel julle harte werk vanoggend op hierdie spesiale Vadersdag. En my gebed is dat die Heilige Gees ook die naprediker van hierdie woord in julle harte sal wees. Ek wil vanoggend met jou gesels oor 'n tema: koningskap begin by die Vader sit nie. Koningskap begin by die Vader sit nie. Hierdie boodskap fokus op God die Vader, God as ons koning, mag aan my en jou help om te verstaan dat ons identiteit, ons roeping, ons sekuriteit vasstaan in hom. Dat in hom is God ons Vader. In Romeine 8 vers 15 sê die volgende as inleidende skrif, dit sê: die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus, en aangesien ons deel het in sy lyding, sal ons ook deel hê in sy heerlikheid. En ek gaan dit verder in Korintiërs en sê, ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns wees en dogters wees, sê die Here die Almagtige. Ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns wees en dogters wees, sê die Here die Almagtige. En ek wil begin met 'n eenvoudige vraag vanoggend, en dit is: wat sou jy in jou lewe verander as jy elke dag met die gedagte kon wandel en weet dat die koning van alle konings, dat God die Vader jou Vader is? Dat God die Vader nie van 8 tot 5 werk en eers vanaand by die huis kom nie. Dat God die Vader nie 'n assistent het waar jy 'n afspraak by moet maak nie. Maar dat hy elke minuut van elke dag oor jou kyk en dat hy jou Vader is. Ek wonder of daai realiteit iets in my en jou hart sou verander. Van wat 'n vaderfiguur is en hoe dit lyk in ons lewens. Sien, want kinders, as jy klein kindertjies bymekaar kry en jy wil weet wie se pappa is die sterkste, dan vra jy net vir hulle om te begin gesels. Gaan dit in julle huis ook so? My pappa is die grootste, my pappa is die sterkste, my pappa is die slimste, my pappa is die vinnigste, my pappa is alles. Pappa het 'n jaar terug geoefen, maar pappa is alles. En eintlik al wat hierdie kinders doen is hulle roem in die krag van hulle vaders. Hulle roem in dit wat hulle ontvang het, dit wat hulle gesien het. Hulle roem in dit met wie wat hulle verhouding het. Hulle roem in daai sekuriteit en in wie vaders vir hulle is. En sien, ek en jy, pappa, het ook die voorreg en die verantwoordelikheid om te roem in die krag, in die identiteit en die majesteit van ons Vader. Van 'n Vader wat 'n seun gestuur het om aan 'n kruis te sterf vir ons sonde. Vir 'n Vader wat 'n verhouding met my en jou wil hê, wat lief is vir ons. Ons lewe in 'n wêreld waar kinders so vinnig onafhanklik wil word en word van hulle ouers. Elke dag word ons kinders 'n dag minder afhanklik van ons. Maar na 8 jaar en 9 jaar en 10 jaar oud is, dan wil hulle wil jou vertel hoe werk dit. Waar jy moet ry, waar jy moet stop, wat jy moet doen. Is dit net in my huis so, julle? En ek besef, die wêreld het 'n stelsel in plek gesit waar kinders onafhanklik word van ouers. Maar sien, in die geesteswêreld is dit andersom. Hoe meer tyd ons spandeer in die woord van God, hoe nader kom ons aan God se hart. Hoe meer tyd ons spandeer in die woord van God, hoe meer besef ons is afhanklik van God die Vader. Hoe meer besef ons is afhanklik van sy Heilige Gees. Hoe meer besef ons dat as ons terugkyk oor ons lewe, is die hand van die Here en die hand van guns oor ons gewees. En ons kom op 'n plek waar ons onder daai inbeweeg. Waar die wêreld by jou kinders het, hulle kan nie wag
om net lisensies te kry en karre te kry en te move nie. En sien ons 'n bietjie van 'n kontra hier. Ek besef iets in my hart. Ons tydperk as vaders om 'n impak te maak op 'n generasie is net so lank. Want die woord sê wanneer 'n seun trou, sal hy sy vader en sy moeder se huis verlaat, hy en sy vrou sal een vlees word. So ek weet nie waar kom hierdie, as jy 18 is jy mondig in die Bybel vandaan nie. Ons sien dit nie in die Bybel nie. Dis 'n landswet. En nou het dit sommer gemaak dat as kinders 18 is hulle mans. Sien, wanneer hy uit jou huis uitgaan, wanneer hy 'n vrou aankleef en hulle een vlees word, dan is daar nie twee families wat saamkom nie, nee, dis 'n derde familie wat begin. Dis in daai oomblik wanneer vaderskapsgeboorte gee, wanneer 'n man uit die huis uitgaan, en tot en met dan het ek en jy 'n verantwoordelikheid as aardse vaders om te wys wie is God, die Vader. En as ons vanoggend vandag daarin kyk, uit 3 plekke. 1, ek en jy behoort aan die koning, ons is sy kind. Ons behoort aan die koning, ons is sy kind. 2, ons het toegang tot sy teenwoordigheid. En 1, omdat ons aan hom behoort, en 2, omdat ons toegang het tot sy teenwoordigheid, het ek en jy die verantwoordelikheid om 'n koninklike lewe te lei. Sien, want koningskap begin. Koningskap begin by die Vader sit nie. Johannes 1 vers 12 sê die volgende: maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Ek en jy is nie net gered nie, ons is aangeneem. Ons het deel geword van 'n familie. 'n koninklike familie. Nie as slawe nie, maar seuns en dogters van 'n koning. Nou ek weet nie of jy weet nie, maar in die Romeinse tyd en in daai kultuur het dit so 'n bietjie anders gewerk. Wanneer 'n kind aangeneem was, dan was daar, in ons terme, was daar geboortereg voordeel. So met ander woorde, wanneer 'n seun aangeneem was, was hy so goed soos 'n seun in die huis. En uiteindelik sou daai seun wat aangeneem was, dit wat volg uit wat ons Nuwe Testament is, ontvang. So toe Paulus hier geskryf het oor ons is aangeneem, het hy iets besef van wat my en jou porsie is as seuns en dogters van 'n Vader. En ek wil vanoggend dit in jou hart kom vasmaak, dat ongeag ek en jy bly sy kind. Ek en jy bly sy kind, en hier is die ding, die waarheid is, dit bring identiteit, dit bring sekuriteit in ons harte, en ek en jy moet besef vanoggend, dat ons goedkeuring lê nie in die wêreld nie. Jou validation, jou goedkeuring lê nie in die wêreld nie, dit lê nie in jou werk nie, dit lê nie in al die mooi goed wat hulle vir jou sê in 'n boardroom as jy 'n goeie presentation gedoen het nie, dit lê nie in daai goeie ronde golf, of daai lekker bietjie rolbal, of nee, ons goedkeuring is in hom. Ons goedkeuring is in God die Vader. Ons identiteit, ons roeping, ons lewe is in en deur sy woord. Hebreërs 4 vers 16 sê die volgende, dit sê kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Sien, kinders het toegang. Ons weet te wag vir uitnodiging nie. My kind wag nie dat ek hom in die huis innooi nie, wanneer hy van die skool afkom, kom hy in die huis in. Want ek is sy pappa. Wanneer ek hom gaan haal, dan hardloop hy voor my om by die huis in te kom. Kyk wat mamma gemaak het. Nou met voor sy sussie daar wees, is belangrik. Maar sien, kinders wag nie vir 'n uitnodiging nie. Kinders kom van ons teenwoordigheid, verhouding. En ons het in 'n tyd en 'n wêreld groot geword waar ons geleer was dat godsdiens is persoonlik. Dat jy bid agter 'n toedeur, dat jy Bybel lees alleen. En God het 'n orde, daar is 'n goddelike orde. Ons goddelike orde lyk so, my verhouding met God eerste, dan my verhouding met Ansel, dan met die kinders en dan my werk en dan dit wat kom.
God beweeg deur orde. God is 'n God van orde. Daar's glorie wat kom deur God se orde. Ons verhouding as man en vrou, eerste met die Here. Jou kinders se verhouding eerste met die Here, dan na jou toe. So daar is 'n orde. Maar ek het in 'n huis groot geword waar my ouers is verskriklik lief vir die Here. Maar godsdiens was nie 'n gesprek wat ons gehad het om 'n tafel buite op die stoep. Bybelstudie en godsdiens was persoonlik. En ek besef dat ek en jy is geroep tot 'n koninklike lewe en wat ons kinders by ons sien, vaders, is 'n prentjie van God die Vader. Hoe ek en jy praat, hoe ek en jy beweeg, wat ek en jy sê, is hulle eerste koneksie aan wat 'n Vader is. En dit word later hulle prentjie van God die Vader. En God die Vader is nie iemand wat geïsoleer is nie. God die Vader is iemand wat verhouding het, wat intiem wil wees. En ek het dan selfs 'n besluit geneem dat van jongs af ons kinders gaan eet aan tafel elke aand, en ons kry dit baie amper elke aand reg. Maar ons hart is om aan tafel te sit, en brood te breek, en saam te eet, en saam te lag, en saam ons kinders te bid. Partykeer is die kos koud, want almal wil bid, en weer bid. Maar ons iets van verhouding, iets van tyd spandeer, en wat kinders die sekerheid gee, dat die Vader wat in die hemel is, deur sy Heilige Gees hier met ons is, en dat hy een is wat met ons wil deel, met ons verhouding wil hê, dat hy lief is vir ons. 1 Petrus 2, vers 9 sê die volgende: julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare gelig. God het ons geroep 'n plek van lig, om sout en lig vir 'n wêreld te wees. En omdat ons geroep is as deel van hierdie familie van 'n koning, word ons ook geroep tot koninklike diens. En koninklike diens lyk, daar's 'n manier, daar is 'n koninklike diens. Sien, leef met waardigheid, respek en roeping, asof jou pa die koning is, want hy is. My gebed vanoggend is dat ons kinders deur ons God die Vader sal sien, die koning van alle konings sal sien. Psalm 78 vers 72 sê die volgende, dit sê: so het Dawid die volk met toewyding versorg en hulle met oorleg gelei. En dan gaan dit verder in Handelinge sê, van hom het God gesê, ek het in Dawid seun van Isaia 'n man na my hart gevind. Hy sal my opdragte uitvoer. 'n man na in my hart, hy sal my opdragte uitvoer. Sien, God roep vaders om soos konings hulle gesinne te lei. En in God se koninkryk is ware koningskap nie mag nie. In God se koninkryk is ware koningskap nie mag nie. Dis diensbaarheid, liefde en opregtheid. En wanneer ons geroep word om soos konings te lei, dan lei ons met liefde, met diensbaarheid en met opregtheid. 'n koning het 'n hart van liefde. 1 Korintiërs 13 sê die volgende: die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterig nie. Dit is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, dit soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Verheug hom oor die waarheid. En dan gaan dit verder en sê, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Sien vaders, ons het 'n verantwoordelikheid om ons gesinne onvoorwaardelik lief te hê. Maar daai woord onvoorwaardelik is 'n groot woord. Glo alles, hoop alles, bedek alles, verdra alles. Woord sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enigste seun gestuur het. En as jy nie omgee in die baard, ek wil graag 'n storie vertel wat ek in die week gehoor het, wat regtig in my hart geraak het. Ek het 'n storie gedeel en gesê, wat sou ek en jy gedoen het as vaders, as ons by die huis moes kom? En dan gaan sensitief wees hierso, maar as ons by die huis moes kom
en jy moes vind dat daar 'n ander man in jou huis is, wat jou kinders iets aangedoen het, of ewen hulle lewe geneem het. Hoe sou jy reageer het? Sou jy reageer het en 'n lewe teruggeneem het? Of sou jy die polisie gebel het en die reg laat skiet het, met ander woorde, om 'n vonnis laat ontvang het vir wat hy gedoen het? Of sou jy dalk op 'n plek gekom het waar jy vir hom gesê het, luister, omdat jy my kind se lewe geneem het, gaan ek jou nou aanneem as 'n seun in my huis. En ek gaan vir jou al die voordele gee wat my seun gehad het. Ek gaan vir jou alles doen wat ek vir hom sou gedoen het, sodat jy nie weer hoef te doen nie. En dit skets 'n prentjie van God die Vader wat sy seun Jesus gestuur het vir my en jou sonde. Nie om ons te vonnis nie, maar om vir ons die lewe te gee wat ons nooit sou gehad het nie. En toe ek het hoor in die week, toe ek in hierdie week dink ek aan, en dit werk in my hart, want ek besef, ons is gered uit genade deur geloof. En as daar nie genade is, dit is daar nêrens om die geloof te sit nie. Dan word dit geloof in my geloof, geloof in ons planne, geloof in wat ons goed ding, is uit God se genade. Dis uit daai vaderhart wat ek en jy as 'n vader vanoggend die voorreg het om 'n generasie op te rig, om vir ons kinders te kan sorg, om vir ons vrouens te kan sorg, om vir hulle te kan lief wees, en ons doen dit met 'n joy, met 'n vreugde in ons harte. Sien, 'n koning lei met opoffering. Markus 10 vers 45 sê die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Vaders word geroep om homself op te offer vir die welstand van hul gesinne, soos Jesus ons koning ook sy lewe vir my en jou gegee het. En partykeer is dit klein dade. Gister by my seentjie pleinbal speel. Wanneer? Julle weet wanneer, nee. Toe Proteas nog 30 lopies gekort het. En ek probeer vir hom verduidelik dat ons is amper daar, ons is amper daar. En partykeer is daai opoffering ietsie kleins. Maar dit maak die wêreld se verskil. Dit maak die wêreld se verskil, en dit is 'n voorreg vir ons om dit te kan doen. Dit is 'n voorreg vir ons om te kan tyd spandeer en 'n verskil te kan maak. Sien, 'n koning lei met opoffering. 'n Koning het 'n hart van liefde, 'n koning lei met opoffering. 'n Koning beskerm sy gesin. Nehemia 4 vers 14 sê, daarna, toe ek agterkom dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die amptedraers en die res van die volk toegespreek, moenie vir hulle bang wees nie, dink aan die Here groot en ontzagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters en julle vrouens en julle huise. Vaders, ek en jy het 'n verantwoordelikheid om ons gesinne te beskerm teen invloed van die wêreld, teen geestelike aanvalle. En hierdie geveg is nie 'n geveg wat ons van hou nie, né? Dis nie 'n geveg waar ons mekaar in die gesig kyk man tot man nie. Hierdie geveg is 'n geveg wat plaasvind, sien, want koningskap begin by die Vader se kneeg. Hierdie geveg is 'n geveg in gees, want die woord sê die geveg is nie in die vlees nie, die geveg is in gees. Dis wanneer ek en jy as 'n pappa bereid is om in die oggend hiernatoe te gaan en 'n geveg te veg vir ons kinders. Dis wanneer ons bereid is om vanaand by die huis te kom en hiernatoe te gaan en 'n geveg te veg vir ons vrouens. Hierdie geveg is nie 'n geveg in vlees nie. Hierdie geveg is 'n geveg in gees. En ek wil jou aanmoedig vanoggend. Wil jou regtig aanmoedig vanoggend, pappa, vir jou kinders te bid, vir jou vrou te bid, om te bid vir die roeping, om te bid vir die vrouens en mans wat hulle nog moet ontvang, vir dit wat hulle nog moet doen. Ek bid nou al, jongens, ek en oupa om daai feeste dan sê jou beurt kom. Dan sê ek, oupa, het jy gebid? Jy het nie, want as jy gebid het, sou ek hier opgedaag het nie. Ek bid nou vir dit wat kom. Want die Here het 'n plan. En die Here is getrou. Ons het 'n verantwoordelikheid om te beweeg in dit wat God ons voorgeroep het. Psalm 103 vers 13 sê, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. God kom met sagtheid, en ek weet ons as mans hou nie daarvan nie. Ons het in 'n generasie groot geword waar ons paas en ons oupas in die oorlog was.
Ons wil nie hoor dat God sag is en dat God 'n sagte kant het en dat God se liefde oor ons wil spoel nie. Maar wil vanoggend vir jou sê, dit is die God wat ons dien. Daar's 'n sagheid aan hom, 'n liefde, 'n teenwoordigheid, 'n vrede en 'n vreugde in die skadu van sy heiligheid, in die allerhoogste. Een wat ons ontferm, net soos wanneer 'n pappa se hand om 'n seentjie sit. Ek ontferm nie my seun van daar af nie. Ek bring hom naby. Ek sit hom op my skoot. Ek hou hom vas. En net so wil God die Vader kom en homself oor ons ontferm. Ek wil afsluit met Spreuke 22 vers 6. 'n koning bou vir die toekoms. 'n koning bou vir die toekoms. Gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef en hy sal ook as hy oud is nie daarvan afwyk nie. Dit gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef. En wanneer hy oud is, sal hy nie afwyk nie. Papas, het jy 'n visie vir jou kinders? Het jy 'n visie vir jou gesin? Gee leiding. Hosea skryf dit so mooi. Ons sien die prentjie van Hosea, die profeet, en 'n prostituut, en dit skets eintlik 'n prentjie van God wat bly kom vir sy kerk, en hoe ons bly teruggaan, en dis hierdie op en af en op en af. Die woord sê, ons is geheilig, want God is heilig. En dan skryf Hosea die volgende en sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En dan sê hy, omdat hulle die kennis wat God gegee het verwerp het, en omdat hulle die kennis verwerp het, gaan ek hulle as priesters voor my verwerp. Omdat hulle die wet van Moses vergeet het, gaan ek hulle kinders vergeet. Eintlik wat die Here sê, is ons te verantwoordelikheid om die woord van God, dit wat ons hier sien, in ons kinders vas te maak. Want 'n priester is iemand wat verteenwoordig. 'n priester is iemand, 'n priester is 'n persoon, die woord sê ons as mans is geroep as koning, priester en profeet. Ons is koning, priester en profeet. 'n priester verteenwoordig. 'n koning het autoriteit. Die profeet het rigting aangewys. Sien, gee leiding aan 'n jong mens. Daai leiding is nie aardse leiding nie. Daai leiding is nie wat pappa se pappa vir my geleer het. Dis leiding uit die woord van God. Leider onder die gees van God. Aan 'n jong mens. En dan impakteer ons generasie. En ek wil jou vanoggend aanmoedig. Jy vra of jy bereid is om weer daai am van koning, priester en profeet in jou huis op te tel. Is jy bereid om te lei met autoriteit? As jy bereid, ons moet eers bely. Is jy bereid om die teenwoordigheid van die Here in jou huis vry te stel? Is jy bereid om rigting aan te wys? Efesiërs skryf het, wanneer jy die wapenrusting aangesit het, staan dan. Staan dan. Papas, ons kinders, se kinders, het ons nodig. Het nodig vir ons om op te staan in dit wat God ons geroep het. Jou woorde, jou keuses, dit wat jy doen, dit vorm jou kinders se beeld van wie God is. En mag daai gedagte in hierdie seisoen wat vir jou voor lê naby in jou hart wees. Ek wil jou uitdaag om so te leef dat jou kinders God die Vader kan vertrou. Dat daar 'n opgewondenheid is in jou kinders se hart om tyd te spandeer met die Here. Laat jou hart gevorm word na in God se hart. Ek wil jou vra met jou oë toe. Miskien is jy vanoggend die en jou prentjie van wie jou pappa is dalk skeef. Miskien het jou aardse vader jou teleurgestel, miskien het jy nog nooit die geleentheid gehad om net te sê ek is Jesus nie. Ek wil jou geleentheid gee
om net vinnig daar weer is, jou hand op te steek in die sak as jy wil sê, ek kies Jesus. As jy nog nooit Jesus gekies het nie. Dankie Heilige Gees. Sien Vadersdag gaan nie net oor aardse paas nie. Het gaan oor ons hemelse Papa, het gaan oor Abba Vader, wat ons nooit val nie. Sien, hy is heilig, hy is getrou, hy is almagtig, en hy is jou Pa. En ek wil vra dat ons hardop as 'n kerk net sal saam bid vir die hande wat opgegaan het. Sien, die woord sê, God is gees, God is almagtig, God is liefde. God het jou lief en is sy hartsbegeerte dat jy sy kind sal wees. Nou wil julle met saam met my bid sê, ek glo dat Jesus die Seun van God is, dat hy gesterf het aan 'n kruis om vir die straf van my sondes te betaal. Ek glo dat hy opgestaan het. Maak vandag die hart van my deur oop en ek nooi u in om my verlosser en my saligmaker te wees. Ek doen dit in geloof en ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kan ek vra dat ons 'n lekker hande klap gee? Ek wil graag vir jou iets lees. As jy jou hand opgesteek het, wil ek jou graag verwys na 'n skakel toe ek kies Jesus. Wil jy met jou besonderhede daarin sit, sodat ons vir jou kan bid, 1 op jou naam, en 2 sodat jy kan help met die volgende stap. Ons gaan 'n offergawe opneem as deel van ons laaste lied van aanbidding. Maar voor ons dit doen, wil ek graag vir jou iets lees. Ek het vanoggend hier in die bed gekry. Nee. Iemand soos my pappa. Sê die volgende. Terwyl die ander kinders se pappas, en jy begin het al klaar, nee? My pappa, hulle pappa. Terwyl die ander kinders se pappas verander in superhelde en breë bors vlieg op dae soos verjaarsdae en Vadersdae, het my pappa eenvoudig net my pappa gebly. Toe ek het lees, te besef ek, kan ek jou aanmoedig om net dit te wees in hierdie seisoen. Net dit wie God jou geskep het. Nie dat die wêreld van jou verlang, of dat die wêreld van jou verwag nie. Net 'n pappa vir jou kinders, soos wat God jou gemaak het. En sal jy in wie en wat jy is, daai am van koning, priester en profeet opneem, sodat jou kinders, die kinders van 'n regverdige man, 'n magtige impak kan maak in 'n wêreld wat dit nodig het. Amen.